1 jaar gaan daar 'n tyd in my lewe verby tussen 2 en 3 maande wat ek nie God se stem hoor vir myself nie. Dit was baie moeilike tyd. Die finansies het nie ingekom nie. Daar's nie uitnodigings wat kom vir ministry nie. Ek sit net by die huis, ek bid dag en nag deur. Ek vas. Ek doen alles wat ek geweet het om te doen sodat ek God se stem kan hoor. Ek het die woord deurgelees, skrif gekwote. Ek het letterlik dag son onder gegaan tot son op in 'n kamer op en af gebid en skrif gekwote en gelees. En ek kon nie verstaan hoekom is die stem van die Here so stil nie. Ek hoor hom van 'n klomp mense buitekant. As ek winkel toe gaan, dan praat die Here my oor ander ouens. Dan gaan ek hierdie kant toe, praat die Here my oor ander, drome, visies oor ander mense. Maar vir myself in die rigting wat ek in my lewe daai tyd gehad het, kon ek nie verstaan waantoe is ek op pad, wat is die Here mee besig? Ek kan nie verstaan, ek hoor nie sy stem nie. Dit was my baie moeilike tyd. Nou dan in daai tyd bel ek my geestelike pa en ek sê vir hom, "Jessie oom, ek sukkel, ek hoor nie die Here se stem nie. Wat gaan aan in my lewe?" Hy vra vir my, "Is jou 10des op datum?" Ek sê ja. Hy vra het jy aangevang? Ek sê nee. Hy sê, "Maar dan is alles oukei. God dans oor jou lewe." En ek sê, "Hoe meen oom nou?" Hy sê, Sefanja 3 vers 17 sê God dans oor jou lewe. En ek wil dit graag vir jou lees. Hy sê hierso, "The Lord your God, in your midst, the mighty one, will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you with his love. He will rejoice over you with singing." En dit is my so mooi, een vertaling sê hy dans oor jou lewe. Hy dans oor jou lewe. En daai tyd toe sê hy, as God vandag nie met jou praat nie, het jy al ooit daaraan gedink dat hy dalk te besig is om oor jou te sing en oor jou te dans. En ek wil jou vandag bemoedig, weet God sal altyd na jou kyk. God hoor jou, hy is lief vir jou, hy sien jou. En as jy vandag nie hoor nie, en hy is dalk te stil in jou lewe, jy sien dalk nie sy hand beweeg nie, wil ek net vir jou bemoedig, hy is dalk nou net te besig om oor jou te dans. En ek het al geleer in my lewe, die Here fluister, hy praat nie hard nie, hy skree nie, hy is nie aggressief nie. Hy is 'n pa wat saggies praat. Die stem van die Heilige Gees is 'n sagte, soete stem. Ja, hy klink soos baie waters, gedruisende waters, hy klink soos donderweer, maar weet jy wanneer laas was jy in weer gewees? Wanneer dit saggies reën en donder weer nie, dit maak jou kalm. Wanneer laas het jy gesit by 'n waterval of by die see en branders gehoor? Dit maak jou kalm. Die stem van die Here maak jou kalm. En ek het al geleer dat baie keer as ek hom nie hoor nie, dan sit ek dalk net te ver van hom af, sodat hy nie kan hard praat in my oor nie. Ek moet nader skuif dat hy kan saggies fluister. En ander kere is hy net te besig om oor my te dans. Vader, ek dank U in die naam van Jesus, dat U 'n God is wat oor ons sing, en God is wat oor ons dans, dat U nie 'n ver God is nie, dat ons soms ver kom, Here, in die woord sê, as ons tot U nader, sal U tot ons nader, dat ons sal nader vandag om U stem te hoor. Dankie Jesus vir U liefdevolle Heilige Gees, soete Heilige Gees, wat ons lei in alle waarheid, en ons ook alle waarheid sal leer. En ek dank U vandag daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Voordat jy gaan, wil ek jou vandag bedank dat jy deel is van hierdie groot bedieningsspan. Elke keer wanneer jy 'n video like op dit, comment, share en finansiëel bydra tot hierdie bediening, maak jy dit vir ons moontlik om die woord van God verder te vat. Daar's 'n groot sieleoes wat op jou rekening gaan kom, elke keer wanneer jy betrokke raak by wat die Here besig is om te doen deur ons bediening. En ek waardeer jou opreg. Vandag wil ek jou net seën met die seën van die Here. Mag jou pad gelyk wees vorentoe, gesondheid by jou wees, goedheid en guns jou net al die dae van jou lewe volg. Mag vandag die beste dag van jou lewe wees. Die Here seën jou.